Goeiemôre Magaliesig. Dit is vir my voorreg om weer by julle te wees. Weet as 'n onafhanklike prediker, is dit ek probeer dit nie doen nie, maar dit is menslik om weet jy wil daai groot uitnodigings hê na die belangrike kerke toe, né? En Magaliesig is een van daai belangrike kerke. So ek voel altyd weet as I've arrived as ek by Magaliesig preek. So is reg, maar ek is dankbaar vir die uitnodiging. Vanoggend wil ek 'n boodskap bring wat ja, ek wil nie ek kom ons sit 'n disclaimer op net aan die begin dat ek wil beslis nie mense probeer bang praat nie. Dis nie die doel van die preek nie. Die doel van die preek is om mense nader aan Christus te bring. Dit is wat enige preker, as hy dit nie doen nie, mors hy jou tyd. So, in die begin gaan dit nou so 'n bietjie dramaties wees en so, en hopelik ook interessant, maar byt vas. Die plan is nie om mense in die kerk bang te maak nie, dis nie die punt nie. OK. Kom ons buig net ons hoofde. Hemelse Vader, waar ons hierdie boodskap moet bring, vra ek dat die Heilige Gees teenwoordig sal wees op my, dat U deur my sal praat en mense van U af sal hoor en nie van my af nie. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. My vrou en ek het Desember maand die voorreg gehad om 'n bietjie oor see te gaan. En omdat ons albei in die opvoeding is en ons albei groot fans is van geskiedenis en vir my van argitektuur en ontwerp, was dit vir my amper onmoontlik om nie dit deel te maak van my preek nie, want ons het 'n baie lekker tyd gehad in Austria, Hongarije, Slovakia en Czech Republic. Baie aangename tyd gehad, baie lekker gewees. En vanoggend wil ek vir u so 'n bietjie daaruit 'n paar skyfies wys, net ter hulp of ter illustrasie van die punt. Maar kom ons begin net by die begin. Dit is net 'n paar punte reg in die begin af. Ons as Adventiste praat baie oor Babylon. Ons ken die profeseë en ons noem Babylon baie. So kom ons begin net by die begin, laat ons net weet presies, as ons praat van Babylon, waaroor praat ons? Laat ons mekaar nie verkeerd verstaan nie. Babylon was 'n godsdienstige stelsel gewees. Toe Nebukadneser vir die mense gesê het, julle moet buig voor hierdie standbeeld, het dit oor aanbidding gegaan. Nou, party van julle wat nou voorheen my gehoor preek het, waar ek preek oor die drie engele boodskap, is dit ontwisbaar dat die drie engele boodskap gaan oor aanbidding. Dit is die punt wat alles ondersteun. En Babylon, die fisiese Babylon, was beslis 'n aanbiddingsstelsel gewees. Dit was ook 'n politieke mag. Die koning kon nie gesê het, jy moet buig voor hierdie standbeeld, as hy nie die koning was nie, as hy nie 'n politieke mag gehad het nie. So, dit was 'n godsdienst, dit was 'n politieke mag, en dit was dan ook 'n vervolgingsmag. Ek meen, hy het tog hulle vir Shadrach, Mesach en Abednego in die vuuroond gegooi. Met ander woorde, hy het 'n militêre mag ook gehad. So daar's geen twyfel dat Babylon was 'n vereniging tussen kerk en staat. Dis tog duidelik vir ons. So sodra ons dit nou weet en ons weet waarheen ons gaan, kan ons so 'n bietjie gaan kyk. Jesus sê vir ons Johannes 18 vers 36, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. So waarvan praat die Here? Hoekom sê hy vir ons, hy's besig om tussen sy mense rond te loop op aarde, en hy sê, my koninkryk is nie van hier af nie. Kom ons maak 'n paar punte. As sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie, dan kan dit nie deur 'n wêreldse mag afgedwing word nie. Geen regering of staat kan die Here se koninkryk afdwing nie. Met ander woorde, godsdiens, ware godsdiens, kan nie deur 'n wêreldse mag afgedwing word nie. Dit kan nie deur wêreldse heers, daar kan nie wetgewing gemaak word deur wêreldse heersers om dit toe te pas of af te dwing nie. En dit kan ook nie deur wêreldse leiers beskerm word nie.
So as ons dit verstaan, as ons verstaan dat die Here se koninkryk het niks te doen met wêreldse regerings nie. Wêreldse regerings wat sê, julle moet nou so aanbid, of ons is nou Christene, en dis as gevolg daarvan moet ons nou so en so optree. Dis nie wat die Here gesê het nie. Die Here sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. So kom ons begin by die begin. Ons gaan so 'n bietjie geskiedenis doen vanoggend. Het die vroeë kerk aan staatsinmenging gelei? Was daar 'n probleem gewees met staatsinmenging? Wel, die boek Handelinge vertel vir ons van 'n kerk wat erg vervolg was. Vervolg was soms tot die dood. Nou weer eens, as 'n regering 'n kerk vervolg, is dit 'n politieke mag wat dan godsdienst beheer, nie waar nie? Ons weet dat die kerk in Handelinge 'n baie jong kerk was en regtig magteloos was, het nie regtig politieke invloed gehad nie, en dit was heeltemal op die kantlyne gewees. Dit was politiek marginaal. Dit was regtig hierdie nuwe Christene, en ek is bang om daai woord te gebruik, want mense sê altyd, Christendom het begin met Jesus op aarde. Nee, Christendom het in die hemel begin, ware Christendom. Maar hierdie mense was op die kantlyne gewees. Die amptelike godsdiens van die Romeinse leer was heidendom. Hulle het afgode aanbid en allerlei ander goed gedoen. So, hoekom? Wat sê die Bybel vir ons? Sagaria 4 vers 6 sê, niemand met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here. Hoekom het daai kerk aan Handelinge nie afgesterf nie? Hoekom is hulle nie vooruitgewis nie? Want die Here sê, deur God die Almagtige sal hy sy oorblyfsel beskerm. Nou kom ons gaan kyk so 'n bietjie na die geskiedenis. In 40 na Christus, om in Mei, ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen om te kyk of ons figure kan kry. In 40 na Christus was daar so 1000 Christene, en weer eens ek's bang vir daai woord, maar daar was nou so 1000 volgelinge gewees, min of meer. Dis 0,001% van die gemeenskap in Jerusalem. Na omtrent so 100 na Christus, so 60 jaar later, was daar tussen 7000 en 10.000, dis 0,01% van die gemeenskap. En dis die laaste apostel is nou dood daar in 100 na Christus, né? So hier by 150 na Christus trek ons toe nou so by so 40.000. Nou Paulus se toere deur die wêreld was ongelooflik suksesvol geweest, en hy het die Christendom, weer eens, maar die boodskap so suksesvol versprei, dat ons trek nou al hier by 40.000, 0,07% van die populasie. En die uitbreiding na Noord-Afrika en Galilee was baie suksesvol geweest. En dan weet ons nou, hier by 300 na Christus, toe die vervolging nou op sy absolute hoogtepunt was, teen 200 na Christus was daar so 200.000 Christene geweest. Interessant genoeg, net, ek het dit bygelas hier, 0,35%, maar die Tertullianus merk is daai ding wat die Katolieke doen, wat jy so die kruis maak op jouself. En dit was die uitkenningsteken gewees vir 'n Christen. Jy het so gesê, om te sê jy is 'n Christen. Vandag behoort dit aan 'n ander kerk, nie waar nie. Maar 250 na Christus het ons so 1,1 miljoen gehad, so 1,9%. So ons begin regtig suksesvol raak, maar ons weet teen 300 na Christus was daar nou verskriklike vervolging gewees. Maar ons trek hier by 6 miljoen al, hier teen 300 na Christus. 10% van die mense. Ek meen, dit ons baie suksesvol. En dan so 350 het ons na Konstantin se oorskakeling, valse oorskakeling, het Christendom die dominante geloof geword. Ons trek by 56% van die populasie was Christene gewees. So baie suksesvol, hierdie ontploffing. Maar wat sê die Bybel vir ons? 2 Korintiërs 6 vers 14 en 15 sê, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie.
Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Hierdie Christenskap wat so suksesvol was, Satan moes terugveg. Hy was besig om te verloor. Vir jare het hy die wêreld gehaat vir homself. En Jesus kom en hy begin hierdie nuwe kerk, nie nuwe kerk nie, maar Jesus kom en sy dood en opstanding ruk mense en mense begin opstaan en in hom glo. En Satan is ek moet iets doen. En wat moet ek doen? Wat sy maklikste manier? In Engels sê ons, if you can't join him, if you can't beat him, join him. En dis wat Satan gedoen het. Hy vat hierdie nuwe geloof en hy verwar hom met die heidense geloof. En ek gaan vir julle vanoggend wys presies wat ek bedoel. Die geskiedenis sê vir ons dat hierdie nuwe kerk was nou so verwar met afgode aanbiddery. En ons praat van die Edikt van Milan in 313 na Christus, die Raad van Nicea 325, en dan die val van die Wes-Romeinse Ryk in 476, waar ons hierdie hele politieke mag en kerkmag is besig om een te word. En dan in die middeleeue is dit rarig, daar is nie onderskeid tussen kerk en staat nie. Dit is een en dieselfde ding. Die kathedraal wat ek vanoggend vir julle sal wys, dit is kerk en staat. As jy praat van kerk, praat jy van staat. As jy praat van die mag van die priester of die paus, praat jy van die mag van die koning, want die koning het nie koning geword sonder die toestemming van die priester, van die paus nie. En tot en met die hervorming wat Martin Luther gesê het, tot hiertoe en nie verder nie, in 1517. En wat sê die Here weer eens vir hom? Jesus trek 'n lyn wat sê die staat mag nie hierdie lyn oorsteek nie. Hy sê gee aan keiser wat aan die keiser behoort. Ongelukkig, hoe korrup ons regering is, betaal maar jou belasting. Maar gee aan God wat God behoort. En moet nie die twee verwar nie. Dit is nie dieselfde ding nie. En moet nie toelaat dat daar enige inmenging kom tussen die twee nie. Tussen hakies, nie net van staat en die kerk nie, maar ook kerk en die staat. Okay, dit werk die ander rigting ook. Ek het 'n paar voorbeelde van staatsafgedwonge godsdienst uit die geskiedenis gaan haal. Net ter interessantheidsonthaal, want ons is nou daar gewees en ons het hierdie ongelooflike kathedrale, wat regtig, die punt van 'n kathedraal was gewees om mag te wys. Jy as 'n peasant, né? Jy kan nie lees en skryf nie, en as jy in daai kerk instap, mense, eerlikwaar as van die van julle wat nou al daar was, hy doen presies wat hy bedoel is om te doen. Jy stap daar in en jy sê so, joh, ek moet nederig wees, want kyk hierdie mag, hierdie pragt, dit is asemrowend. Jy kan nie help om in awe te wees van wat jy sien nie. St. Vitus Kathedraal in Praag, ons was nou daar gewees, ongelooflike stad, ongelooflike gebou deur Karel die 4de, en hy was die heilige Romeinse keiser. Met ander woorde, hy was koning van die land en paus op dieselfde tyd. Notre Dame in Parys, gelukkig was ek al 2 keer daar gewees voor hy afgebrand het. En in Parys, wat nou 'n ateïstiese land was, maar voor 1798, as jy gesê het jy was Frans, was jy katholiek. Dit was een en dieselfde ding geweest. Daar was nie 'n kwessie van jy's 'n protestant of iets nie. As jy Frans was jy katholiek. Die land was katholiek geweest. St. Michael in Brussels, ongelooflike kathedraal, as mens instap, daai preekstoel loop met so spiraal trappe op, na jy staan daar bo in die ceiling en jy skree jou boodskap daar vir die mense dat hulle moet luister. Daai kathedraal staan as 'n simbool van absolute katholieke oorheersing en was gebou om die hervorming te stop. Die ou kathedraal in Linz,
Keiser Josef die 11de het hom aan die Jesuïte gegee om die katholieke invloed te stem, om hulle te probeer stop. Ons weet dat die Jesuïte eintlik maar net die militêre mag is van die katholieke, so miskien het hy dit nie geweet nie. Maar die een wat ek vanoggend so 'n bietjie op wil draal is St. Stephen's Basilica in Hongarije. Die belangrikste katholieke kerk in Hongarije en 'n absolute nasionale simbool. Hy het dan ook die verdroogde regterhandjie van Stephen is daar in 'n goue kus, ek sal dit vir julle wys. En mense kom en hulle buig en hulle bid voor die handjie om te sê. So hoekom is die kerk so belangrik? St. Stephen was 975 na Christus, het hy baie unieke plek gehad in die geskiedenis, omdat hy die eerste koning van Hongarije was, maar dan ook die konsolideerder van die staat. Al hierdie stamme wat so wild geleef het daar, het hy toe nou in 'n land gemaak, en dit is politieke, dis 'n politieke aksie, nie waar nie. Hy het die land verenig, maar hy is dan gekanoniseer as 'n heilige, en vereer as die nasie se geestelike vader, koning en paus op dieselfde tyd. Hy is nog steeds 'n politieke simbool. Al die Hongaarse ministers, amptenare word ingesweer in St. Stephen's Basilica. Dit is hulle identiteit. Nou ons het daar deurgestap en weer eens mense, ek kan nie vir julle beskryf die pragt en praal. Dit is asemrowend, die goud en die rooi marmer en dis toeriste wat nou deurloop, maar mense is nog steeds besig om te bid en hulle dienste te hou. Dit is asemrowend mooi, maar dit is ook skrikwekkend. Daar staan Stephen op sy platformpie daar in die middel. Stephen se bekering van Hongarije tot die Christendom was nie net geestelik geweest nie. Luister mooi. Dit was 'n politieke strategie. Hou hierdie gedagte in jou kop, want as ons nou 'n bietjie na die moderne lyf toe gaan ons meer lees. Christendom het diplomatieke legitimiteit, legitimacy, dis 'n baie mooi, aan westerse moondhede verskaf. Kerkstrukture het ook as administratiewe strukture gedien. Biskoppe het staatsamptenare geword. Godsdienstige konformiteit het 'n instrument vir politieke eenheid geword. Begin die klokkies al lui in die kop? Begin jy al iets herken? Nog weer 'n paar foto's net van na binne, weet, ons kan nie net 'n rooi marmer, ons moet rooi marmer met goud. Ons moet, daar's Johannes die doper se kentekentjie daar in die middel, 'n kandelaar. Ons kan nie net 'n kers hou nie, ons moet 'n goue kers. Dit is in Engels sê ons over the top. Hierdie was die mees over the top basilika wat ek nog ooit in my lewe in was. En daar is Stephen se ou handjies, die verdroogde handjie. Jy kan hom nie mooi sien nie, maar hy sit daar so in sy goue kussie. En mense kom en hulle aanbid die biltong. Maar hierdie samesmelting van kerk en staat het 'n paar dinge geskep wat vir ons waarskuwingklokke moet laat lui. Godsdienstige oneenheid, as jy nie saamgestem het met die kerk nie, was jy 'n politieke rebel. Nie 'n kerkrebel nie, dit was jy in any case gewees, maar jy was 'n politieke rebel. En as jy 'n politieke rebel was, beteken dit jy kon polities vervolg word. Met ander woorde, die staat word die mag, die weermagsmag van die kerk. Die staat word die uitvoerder van strafreg. Wat die kerk sê, jy's 'n rebel. En die kerk se morele gesag word benut om staatsmag af te dwing. En die kerk, jy kan nie teen die staat gaan nie, want die kerk het gesê, die staat is Christen. Die staat is heilig en moreel. Met ander woorde, jy kan nie teen die staat gaan nie, want daar's wette, maar jy kan ook nie teen die kerk gaan nie, want die kerk is moreel korrek. So hoe durf jy? So wat is die gevolg van staat en kerk wat politieke mag het?
die onderdrukking van nie-Christelike tradisies, wat as die staat sê, of hierdie is nie 'n Christelike tradisie nie, kan ons dit onderdruk, jy mag dit nie meer doen nie. Soos Saterdag kerk toe gaan. Sentralisering van gesag onder 'n gesakraliseerde monargie. So as die kerk dan gesakraliseerd is, met ander woorde heilig gemaak is, dan kan jy nie teen die kerk gaan nie, want jy gaan dan teen die staat. En dan skep dit 'n politieke kultuur waar lojaliteit aan die koning en lojaliteit aan die kerk ononderskeidbaar is. Dis een en dieselfde ding. Of jy nou lojaliteit aan jou predikant het, of lojaliteit aan die president, is dieselfde ding. Dis wat dit beteken. So begin ons nou die klokke oorlei. In Hongarye was die Hongaarse identiteit 'n Christelike identiteit. Dit was 'n Christennasie gewees. En as jy 'n Christen was, was jy lojaal aan die kroon. Nou die vraag is, kan hierdie proses dan in moderne tye herhaal word? Is dit moontlik dat so iets weer kan gebeur? Kom ons kyk. Progressive faith leader Reverend Jennifer Butler is concerned about Wilson's growing influence. He is rapidly gaining in power. He has hundreds of churches established around the country. They actually literally want to take over towns and cities, and they have access to this administration. Wilson is part of a broader Christian nationalist movement making inroads with the Trump administration, with a newly created faith office led by evangelical pastor Paula White Cain, and people seen right outside the White House entrance praying and speaking in tongues. We are standing on the soil of the White House, and we are declaring your word. How precious. And now there's a monthly prayer service at the Pentagon. So, as ons dan 'n Christelike nasie is en ons bou hierdie Christelike identiteit, dan beteken dit dat my lojaliteit aan Christus is lojaliteit aan die president, want dit is mos 'n Christelike nasie. So is hierdie dinge besig om voor ons oë te gebeur. En tussen hakies, ons maak nie eers meer onderskeid tussen Katoliek en Protestant nie, in hierdie geval, dis een en dieselfde ding. Die Bybel sê vir ons dat die anti-kris is die pausdom, afvallige protestantisme en heidendom. Met ander woorde, is een en dieselfde ding, maak regtig saak waar jy is nie. So is dit moontlik dat lojaliteit aan 'n nasie of 'n regering eintlik lojaliteit aan Christus is? Laat ons nie vergeet wat nou aan die besig is om te gebeur in Iran nie. En daar is goed wat ons so bietjie besig om jou aandag af te trek. Wat is nie goed wat regtig belangrik is. Ons moet nie vergeet dat die oorlog in Iran is 'n godsdienstige oorlog. Die Iranian Republican Guard se enigste doel, hulle werk is om die Islamic Republic te beskerm. Dis wat hulle daar is, om die Islam en die Islamic Republic te beskerm. En Shia Islam, wat hulle is, laat geen ander gelowe toe nie. Met ander woorde, die ekumeniese beweging het geen voet vashouplek in Iran, terwyl die Shia Muslim in beheer is nie. Met ander woorde, hulle moet uit die pad gemaak word, want ons kan nie 'n een wêreld geloof of 'n een wêreld regering begin as hierdie mense nog steeds skeef trek nie. So die nuwe regering sal dan baie meer genoeg wees vir die ekumeniese beweging. En ons moet ons oë skerp hou. Nou ek wil nie te lank spandeer op hierdie man nie, want dit is nie, ek wil nie weet nou sy hom presies aanval nie, maar dit is net vir interessant. Hierdie is net vir my interessanthede en ek wil dit net bysit as 'n interessanthede. Pete Hegseth, die Secretary of War, wat besig is met hierdie oorlog, het 'n klomp tattoos op sy lyf. En weer eens, ek wil nou nie dramaties wees nie, maar is net vir interessant. Hy het op sy bors die Jerusalem kruis, wat simboliseer die uitbreiding van die Christendom van Jerusalem na die 4 hoeke van die wêreld. Interessant. Op sy arm het hy getatoeëer Deus Vult, en Deus Vult is die Latynse frase wat sê, God will it, God sal dit wil. En dit het ontstaan gedurende die kruistog as 'n stryds-kreet. Die Christene
kruistog, reg? Die swaard binne 'n kruis wat aan die binnekant van sy onderarm getatoeëer is 'n verwysing na die Bybelgedeelte van Matteus 10 vers 34 wat sê, moenie dink ek het gekom om vrede op die aarde te bring nie. Ek het gekom nie om vrede te bring nie, maar 'n swaard. So die man lyk vir my asof hy homself voorstel as 'n crusader vir Christendom. Dit lyk tog so, ek wil nou nie aantuigings maak nie, maar dit is net vir my interessant. Maar as dit dan so is, kom ons kyk wat gebeur hierso. Want die dag toe Charlie Kirk geassassineer is, nou Charlie Kirk se sluipmoord het 'n beweging tot stand gebring in Amerika wat nog nooit so groot is. Ek het nog nooit in my lewe so iets gesien nie, waar Christendom nou so populêr word en so aanhangig gemaak word dat mense gaan terug kerk toe teen 'n spoed wat skrik vir niks. En die dag toe hy vermoor is, het Pete Hegseth, hier staan hy voor die militêre mag, en hy besluit om 'n gebed te doen, en hy sê die Onse Vader, sê hy vir die mense, en fine, dis sê amen en dis verby. En 'n paar maande daarna, net so 'n paar maande voor hierdie begin van hierdie oorlog, sit hy hierdie beeld op sy Instagram, maar hy edit dit, en luister, kyk bietjie mooi wat gaan hier aan. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Klink dit soos 'n draak wat praat, met daai beelde wat daaroor gespeel word? Praat ons van 'n militêre mag, wat saam met godsdiens loop? Wat sê sy vir ons in Great Controversy? Sy sê, let the principle once be established in the United States, that the church may employ or control the power of the state, that religious observance may be enforced by secular laws. In short, that the authority of church and state is to dominate the conscience, and the triumph of Rome in this country is assured. God's word has given warning of the impending danger. Let this be unheeded, and the Protestant world will learn what the purposes of Rome really are, only when it is too late to escape the snare. Geliefdes, Openbaring sê vir ons, ek het 'n ander dier gesien wat uit die aarde kom. Hy het 2 horings gehad soos 'n lam, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Het dit geklink soos 'n draak wat praat daai? Geliefdes, wat weet ons van die voete en die tone? Ons leef tog in die toonnaels wat amper nog moet al lank is, wat moet gesny word. Ons leef in die toonnaels van daai beeld. En wat weet ons van die voete? Ons weet dat klei en yster sal nie meng nie, kan nie meng nie. Die European Union is besig om ineen te stort. United Nations is bankrot. Ons weet dat hierdie gebeurtenisse is voorspel in profesie. En is interessant dat selfs daai kenteken is die Baal-Hadad, 'n heidense simbool. Die EU en die VN lei aan 'n polykrisis, 'n samevloeiing van finansiële, politieke en veiligheidsspanninge. Die Amerikaanse onttrekking het die VN basies bankrot gelaat. 1.5 miljard skuld aan die einde van 2025. Die VN het 'n snaakse manier dat al die lede van die VN moet ledegeld betaal. Maar as hulle die VN dit nie gebruik nie, moet hulle dit terugbetaal. Maar dit beteken ook dat as die nasie nie sy ledegeld betaal nie, moet die VN nog steeds dit terugbetaal. Dis 'n weird stelsel, maar die VN is basies bankrot. Openbaring 13 vers 16 sê hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra.
en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die digitale voetspore wat deesdae mense sê, ek sit 'n bietjie masking tape oor my kamera op my laptop, né, want hulle kyk vir my. As dit jou ergste bekommernis het ons 'n probleem, want jou foon sê vir jou presies, sê vir almal presies waar jy is en wie jy is. En dan kom ons by hierdie mense, die Heritage Foundation. Nou hierdie Heritage Foundation was hulle sê dis 'n think tank, is 'n klomp mense, konservatiewe, ultra-konservatiewe Christene, wat dan bedoel is om die nuwe presidente te beïnvloed. Dit is hulle doel, om die president wat hulle wil hê, eerstens verkies te kry en dan te beïnvloed. En hulle het met Project 25 het hulle begin, en in hulle 600 bladsye Mandate for Leadership, staan daar, die Heritage Foundation se voorstel verteenwoordig geskuif van die tradisionele eerste wysiging, First Amendment, neutraliteit, na staatsgoedgekeurde godsdienstige ritme, en dit is geassosieer met die Christelike regs in Amerika. Die voorstel se regs en historiese rasionaal is goed gedokumenteer, en dit is gekoppel aan invloed van Project 2025 op die huidige federale regering. Project 25 en die beïnvloed, die mense wat dit geskryf het, is die mense wat die Sondagwette voordruk. Jonathan Berry het gesê, sy doel is om 'n nasionale dag van rus te begin. So geliefdes, weer eens, ek wil nou nie, die bankpraat is nou verby. Nou moet ons eerlik raak. As ons dan weet, en hierdie tekens is so duidelik, ek meen, jy hoef nie 'n graad in teologie te hê om hierdie tekens te sien nie waar nie. Dit is tog duidelik vir ons. Hierdie herlewing van godsdienst in Amerika is, ek meen, dit klink goed vir ons nie waar, ek meen, al hierdie snaakse goede is besig om weg te, is nie meer wet nie, maar moet ons nie wakker wees nie. So as ons weet, as hierdie teken so duidelik is, en ons sien dat hier is 'n storm op pad, hoe berei ons voor? Is dit nie tyd om regtig wakker te skrik nie, en regtig te besef dat ons is eerlikwaar in die laaste dae? Nou ek het 3 voorstelle. Die eerste een is opregte gebed. Psalm 96 vers 2 sê, toets my Here, keer my, ondersoek my deur en deur. Geliefdes, as jy nog nie 2 uur in die oggend wakker gelê het, met trane in jou oë, oor dinge wat nie reg is in jou lewe nie, of geliefdes wat nie in die kerk is nie, of kinders wat afgedwaal het nie, as jy nog nie met die Here gepleit het, op 'n innerlike, persoonlike, in die kerk het ons, wat ons sê corporate prayer, né? As ons nou bid in die kerk, corporate prayer, en ons Adventiste, ons is baie goed met, ons het al die regte frase en termes, né? En dis nodig, moet nie meer verkeerd verstaan nie, dis ons bid as 'n gemeente is 'n goeie ding. Maar jy persoonlik, het jy op jou knieë gegaan en met trane in jou oë gesê, Here, ek verstaan nie, hoekom het jy dit gedoen? Ek verstaan nie, hoekom sondig ek nog met dieselfde sonde? Hoekom sukkel ek nog met dieselfde sonde? Waar is jy, Here? Opregte gebed wat jou siel moet ruk. Ek praat nie van emosie nie, ja, emosies is deel van dit. Maar ek praat nie van 'n dramatiese, maar daai gebed wat my hart wil skeer. Sê, Here, ondersoek my. Vind daai, al moet jy, ek sal nooit vergeet nie, ons het by die Baanbrekers baie jare terug het ons 'n foto of videoetjie gewys van hierdie 2 akteurs wat hy staan met 'n hamer en 'n bytel. Dan bytel hy nou die stukkies af van die ander akteur, is nou die stukkies wat moet afkom om 'n Christen te word. Dis 'n baie mooi voorbeeld gewees. Maar dis hoe dit voel. Moet daai bytel
Moet die Here nie bietjie sny, moet sy woord nie sny, dat dit soms seer maak nie. Ware, diep, opregte pleidooie met ons verlosser. Tweedens, eerlike Bybelstudie. Eerlike Bybelstudie, nie studie om slim te wees, nie studie om te wys hoe slim is ek weet meer as jy nie, of ek gaan jou verkeerd bewys nie, want ek ken my Bybel beter as jy nie. Studie om die Here te vind, studie om te vind wat sê sy woord vir my, persoonlik, vir my familie. Esra sê hy het hom gewy aan die wet van die Here, hy wou dit in die praktyk toepas. Ons wat nou gaan teologie swat het, ek weet ek is slim, ek kan jou verkeerd bewys. Is dit die doel van Bybelstudie? Is dit hoekom ons Bybels moet oopmaak? Of is die verlosser tussen daai bladsye? Sy woorde, sy boodskappe is tussen daai bladsye. En nie net vir 'n kerkgemeente, vir my persoonlik. As ons die doel van Bybelstudie reg verstaan, nie net om slim te wees nie, want dit is nodig om jou Bybel te ken, maar om antwoorde te kry vir die vrae wat my pla in die praktyk. En dan geliefdes, die laaste ene. Psalm 133 sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Wat sê sy vir ons? Die aanval in die laaste dae gaan van waar kom? Van na buite af? Gaan van binne af kom. Nou, ek het die voorreg om nou by baie kerke te preek. En mens leer mense ken, en mens hoor nou, weet, stories en wat ook al. En geliefdes, ek gaan vir u sê, en ek gaan vir u waarsku vanoggend, dat hier is dinge besig in ons kerk. Veral oor see, maar dis in hierdie land ook. Wat hierdie kerk in die middeldeur gaan skeer. Skrikwekkende dinge, teologiese afwykings wat so mooi klink. Die een veral is so aantreklik vir ons jong mense, dat ons jong mense, daai beweging het duisende volgelinge nou al op die internet. Omdat dit klink soveel beter as ons eie boodskap. En dis Adventiste jong manne wat met daai ding besig is. Nou vra ek jou, moet ons nou daai bewegings gaan studeer om nie deur dit gesmous te word nie? Nee. As ons saam staan, as 'n gelowige, as 'n kerkeenheid, as 'n groep mense wat sê, ek gaan miskien nie 100% met hierdie broer saamstem nie, maar dit maak nie die verskil nie, want hy is nog steeds my broer. En ons kan, soos volwassenes en Christene, kan ons sit en gesels daaroor, maar ons gaan nie twee uit mekaar uitgaan as gevolg daarvan nie. Ons gaan saam bid, en ons gaan sê, broer, ek verstaan nie, jy verstaan my nie, ek verstaan jou nie, ek verstaan nie alles nie, ek verstaan nie hoekom jy so skeef trek in die kerk nie, hoekom is jy so probleem in die kerk? Maar ons is nog steeds broers. Ons staan saam, want ons het almal dieselfde hoop. Ons kan nie toelaat dat daar verdeeldheid tussen ons kom nie, want as Satan sy wig eers ingekry het op 'n nietigheid, want baie vriendinge is nietighede. Dis dinge wat nie belangrik is nie. Ons stry oor daai blom is te pink. As Satan eers sy wig ingekry het, dis hoe 'n wig werk. 'n Wig word weier en weier en weier, hoe dieper hy in is. So as ons as kerk nie kan saam staan nie, al verskil ons baie keer oor dinge,
Ons kan daaroor gesels, ons kan Bybelstudie doen, maar ons moet staan sodat wanneer daai trompet blaas, staan ons almal op en ons kyk almal op en ons almal sê dankie Vader. Nie een van ons moet sê dat die klippe op ons val nie. My boodskap, my gebed is dat hierdie 3 dinge vir ons 'n werklikheid sal word. Soos ek sê, omdat ek die voorreg het om by baie verskillende kerke te preek, sien ek verdeeldheid wat my nie net hartseer maak nie, maar dit is vir my skrikwekkend. Dat ons bereid is om mense te verloor, dat ons bereid is om dinge te sê en te doen wat nie Christelik is nie, wat nie Jesus se woorde sal wees nie. Ek sê nie ons moet standaarde laat val nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek is 'n konservatief, standaarde, weet. Kinders moet nie hardloop in die kerk nie. Maar ons moet die verskil kan sien tussen nietighede, dinge wat nie belangrik is nie, en godsdienstige eenheid as 'n kerk, as 'n familie, as broeders en susters in Christus. En dis my boodskap. Amen. Hemelse Vader, ons staan aan die deurdrempel van die wederkoms. Ons sien dinge gebeur rondom ons wat teen 'n spoed gebeur wat ons nog nooit ervaar het nie. En ons wil nie toelaat dat dit ons sal bang maak en dat dit ons sal vrees aanjaend maak. Ons wil toelaat dat dit ons nader aan U sal druk. Dat ons uitvlug en ons antwoorde van U af sal kom. Dat ons gebede opreg en prakties sal word, dat ons Bybelstudie eerlik sal wees en dat ons sal saam staan as 'n gemeente om U te ontvang op die wolke. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen.